Maar dit is Skotland tuis en Engeland. In die geskiedenis gewys dat daai twee lande het al oorlog gemaak honderde jare terug teen mekaar. Hulle verf hulle gesigte so onder hulle oë en dan het hulle kompeteer. Maar op die rugbyveld, Skotland het nou verloor teen Italië. Gewond, nee. So gewonde rugbyspan is gevaarlik. Engeland moet nie dink hulle gaan dit opdaag nie. Nee, en ek dink dit is die versigtigheid wat Engeland hierdie wedstryd moet hanteer mee. Jy kan nie vir Skotland onderskat nie. Dit is by Edinburgh, Murrayfield, dit is 'n baie tradisievaste veld. Die ondersteuners is daar bankvas agter die tuisspan. So dit gaan nie maklik wees vir Engeland nie. Maar daarteen dink ek Engeland gaan in hierdie wedstryd met baie selfvertroue. Skotland teen Italië, mens kan nie lekker bepaal of Italië nou net bo hulle vermoë gespeel het nie, want Skotland het die afgelope 2-3 jaar baie goed gedoen en 'n groot tree gegee. Die voorspelers om vir Engeland te kan neutraliseer waarskynlik, of hulle ten minste kan hulle deel van die balbesit kry, maar hulle het ook goeie agterspelers. Hulle het ook 'n paar veranderings, ook nuwe spelers wat hulle wel 2 nuwe vleuels wat hulle gespeel het. Maar die motivering in Edinburgh sal groot wees vir Skotland en hulle kan verseker aan jou. En ek dink as jy gaan kyk na die span wat Engeland op die veld stuur en die span wat op die veld was teen Italië van Skotland, daar is spelers soos Doan van der Merwe wat nie daar was nie. Daar was 'n paar bewegings ook aan hulle kant gewees en ek reken dat hulle sal baie graag daai spelers weer wil terug hê teen 'n span soos Engeland. Engeland daarteen is ook vir my moeilik. Hulle het my amper half in 'n posisie gesit van, is Engeland regtig so goed of was Wallis regtig net nie op standaard gewees nie? Ja, dissipline het hulle gekelder, maar ek dink as Skotland kan herstel en hulle wedstrydplan afdwing op 'n span soos Engeland, veral by die afbreekpunte en in die skrams. As hulle dit daar kan moeilik maak vir Engeland, dan reken ek Skotland kan hulle self baie goeie kans gee. Hulle het baie goeie agterspelers, sterk spelers wat 'n wedstryd kan swaai. So laastens, Engeland gaan 'n bietjie sterker op wees, dat van hulle spelers op die bank gehad, soos die Touje sal waarskynlik begin op die in die wedstryd, en maar ek wil jou vra George Ford op 10. Hy lyk na 'n speler wat homself gevestig het nou, maar hulle het baie loskakels gehad oor die tyd. Ek ander Farrell was op 'n stadium ook daarin gewees, maar George Ford lyk of hy gevestig is en vir Engeland baie betekenend nie. Definitief, en ek dink amper half met Smit wat daar was, Farrell wat daar was, het Ford amper so half in die skaduwee gestaan en gehoop vir sy kans en geleentheid. Ford is ook 'n speler wat 'n baie veelsidige tipe speler kan wees. Hy word nie baie op ander posisies oorweeg of ingesit in die span nie, maar dit is 'n speler wat baie ervaring het en dis 'n speler wat dit geen geheim maak nie. Al staan hy langs die veld, hy leer by die wat op die veld is. Ek dink daar is in hulle geleedere spelers waar hy sy spel kan aanpas, bietjie by 'n Smith vat, bietjie by 'n Farrell kon gevat het en dit implementeer op sy eie spel. Dit is 'n speler wat baie vinnig daai generaalsrol kan vat en as hy eers daai verantwoordelikheid op sy skouers geplaas het, maak dit vir jou as opposisie baie moeilik.